Dankie. Ek dink hier's nog voor 'n bank oop, Jos, as jy hier wil sit. Hier is nog voor baie spasie. Ek weet mens wil nie gewoonlik voorsit as jy jonk is nie, maar jy mag maar. Dit werk so, mens kyk nie na die voorstes nie, jy kyk na die agterstes. Goed. Dankie dat julle ook saam met ons gekom het, kinders. Ek is so dankbaar julle is almal hier, want ons is almal geloofsfamilie. Ek wil vanoggend vir Dr. Johan vir hom eerste vir ons net iets te kom sê so van die Oostelike Synode se kant af. Die ring kan ongelukkig nie teenwoordig hier wees nie, elkeen is op sy eie preekstoel Gerrit, maar jy weet dat ons ook donderdag 'n spesiale vergadering gaan bymekaar kom, ons vergadering so 'n bietjie vroeër geskuif, sodat ons dan ook daar vir julle op 'n mooi manier kan vir jou op 'n mooi manier kan groet en iets vir die gesin ook gee wat hopelik vir julle ook van seën sal wees. Dankie. Liewe gemeente, goeiemôre. Groete vanuit die Synodehuis. Julle is een van 83 gemeentes van die geloofsfamilie van die Oostelike Synode. Vanmôre is dit vir my baie mooi as ek hoor Gerard praat van geloofsfamilie. En dan voel ek ook sommer tuis vanmôre om te weet, ons is almal deel van die Here se familie in die groter Oostelike Synode. Dis vir my, ek het half gemengde gevoelens vanmôre, Gerard, en dis als jou skuld, maar okay. Ek het vir hom geskrywe toe hy vir my begine vra oor hierdie uittrede, toe sê ek, ag Gerard, en dink maar weer en so, en uiteindelik het Gerard vir my gesê, nee, dis tyd. Hy het die keuse gemaak in afhanklikheid van die Here, dat dit ook die pad van die lewe is. So ek, gewoonlik wanneer ek by gemeentes kom, dan groet ek ou dominees wat aftree. En dan groet ek hulle, want dan sê hulle trek Pretoria toe en kort daarna hemel toe, of hulle trek Stilbaai toe en dan hemel toe, maar nou jy's nou nie 'n ou dominee nie, jy's 'n jong dominee, so ek weet nie waarheen jy gaan trek nie, maar ek weet daar's nog vir jou 'n lang pad en 'n mooi pad voor. Gerrit, ons het waardering in die Synodehuis ook gehad vir dit wat ons van jou gehoor het. Ek skryf hier in my kaartjie, dis soos baie jare. Nou ek het nou nie gaan tel hoeveel jare jy deel was van die Oostelike Synode nie, maar ek dink dit is nou nogal betekenisvolle rukkie wat jy deel was. 14 jaar, nee, 14 is amper 'n leeftyd. Ek meen Abraham het, of wat Jakob het 14 jaar gevat toe hy eers 'n vrou gekry. Was dit Jakob, Isak? Wat die een het gewerk tot hy 'n vrou kry? En vir die kinders vra Isak. Dis Isak gewees. 14 jaar is 'n lang tyd om deel te wees van 'n stelsel. En wanneer ons vandag, soos ek sê, vir jou groet, dan is dit met gemengde gevoelens, omdat ons ook jou waarde en jou leierskap, jou wysheid, die manier waarop jy dinge gedoen het, raak gesien het. Ek het vir hom verlede jaar by die ringsitting ontmoet en dadelik van hom gehou en gedink, hier's 'n ou wat kan raakvat en so. Maar ons respekteer die keuse en ons weet dat julle dit ook in afhanklikheid van die Here gedoen het, jy en jou gesin. En daarom sê ek, ontvang vandag ons dank en waardering vir baie jare se onbaatsigtige diens aan die kerk van die Here in die Oostelike Synode, maar ook aan die onderskeie gemeentes in die besonder waar jy gedien het. Mag jou nuwe lewensfase wat nou aanbreek saam met jou gesin, mag dit vir jou vol wees van die liefde en die genade van die Here, en mag die spore van jou wysheid en jou liefde wat jy ook in hierdie gemeenskap agterlaat, mag dit nog lank duidelik sigbaar wees. En daarom sê ons vanmôre, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees vir jou en jou huisgesin vorentoe vergesel. En vir die liewe gemeente is dit 'n nuwe uitdaging. 'n Mens raak mos half lief vir jou dominee. Partykeer verdra hulle net, maar mens raak uiteindelik lief vir hulle met die goed wat jy moet verdra ook. Baie sterkte vir u en mag die Here ook vir u baie duidelike leiding gee wat die volgende deel is van die toekomspad van u gemeente. Mag hy vir julle seën deur sy Gees met wysheid en insig, sodat julle ook met geloofsonderskeiding die toekoms kan ingaan met die volgende uitdaging wat die Here ook oor julle pad bring. Ek dink is gepas vanmôre toe jy gepraat het van die versoekings, en ek dink Gerrit se boodskap hier vanmôre is ook vir julle van bemoediging om te sê, dit gaan nie net oor die brood, dit gaan nie net oor die mag nie, maar dit gaan oor die woorde van die Here, dat dit ook vir julle duidelike rigting en leiding sal gee. Baie dankie vir hierdie geleentheid om iets te mag sê, Alisna. Nou maar toe, dis altyd vir my nogal erg as iemand voor my praat, Gerrit, want dan moet ek mooi seker maak, my woorde is genoeg. Maar hierdie is namens ons gemeente en namens ons kerkraad vir jou ook vanoggend.
Ons vier vandag met deernis, harte wat omgee en teerheid ook hierdie roetemerker in jou lewe. Ons het so die 8de Februarie, as julle onthou kinders, het ons die roetemerker gedoen. Toe het ons mos vir mekaar gesê, ons is op reis saam met die Here. En dan op hierdie reis is hier groot oomblikke wat gebeur, wat oorgangstydperke is. En vandag wil ons sê, ons vier ook hierdie tydperk saam met jou. 'n Oorgang na 'n nuwe fase of 'n seisoen in jou lewe saam met die Here. Ons sê ook vir mekaar dat wanneer 'n predikant hulle amp neerlê op hierdie manier, dan doen hulle dit met gewigtige redes. En ons besef dat hierdie ook vir jou 'n moeilike keuse was, maar soos wat Johan regtig gesê het, 'n keuse in afhanklikheid van die Here, 'n keuse saam met jou gesin in afhanklikheid van die Here. En ons gebed is dan dat God met jou sal bly waar jy ook al gaan. Ek besef dat die paaie wat jy geloop het as predikant nie altyd eenvoudig was nie, maar ek glo dat elke seisoen ons ook iets leer. So ook is elke seisoen in 'n gemeente se deel van God se groter verhaal. Hierdie is ook deel van God se groter verhaal met ons as gemeente. Dankie vir die jaar wat jy saam met ons in ons gemeente kon dien. Jy het 'n besonderse gawe gehad op die preekstoel en ek weet die gemeente het dit ook baie waardeer. Ons vertrou dat God ook jou volgende hoofstuk sal gebruik tot sy eer. Ek bid dat jy ook in hierdie nuwe staat van lewe sal beleef hoe die Here jou toerus en jou dra elke dag. Ek wens jou wysheid en vrede toe in hierdie nuwe fase van jou lewe. En mag die Here jou lei in alles wat voorlê. Soos Paulus skryf in Filippense 3 vers 13, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Mag jy en jou hele gesin met hoop en afwagting na vorentoe strek in die nuwe staat van lewe wat jy nou betree. Ek wil vra die kindertjies het spesiaal vir jou ietsie gemaak. Ek gaan vir julle vra om gou vir Dominee Gerrit te gee. Sal julle? Okay. Julle kan maar almal. Moet net nie julle segstokkies in hom indruk nie, maar doen dit ook tog. Want die rinde gaan hard was. Jy gaan hulle met nader nooi Gerrit, hulle is bang. Dan het ons so uit die jeugbediening se kant en dankie Danel vir jou kreatiwiteit ook daar Gerrit, gee ons van die gemeente af vir jou ook 'n kaartjie wat iets sê van hierdie roetemerker wat ons saam met jou ook vandag vier en al is dit 'n moeilike roetemerker dat ons saam met jou is in gees. Ja, net vir my. Julle moet nie loop nie, ek het julle nodig vir 'n laaste ding. Moenie ver gaan nie, kom gou terug. Van ons af ook net. Johan, kan ek vir jou vra? Ek gaan vir Gerrit vra om op te staan en sommer die gesin langsom as julle reg is. Dan gaan ek vir die kindertjies vra om so 'n bietjie nader te skuif. Ons gaan gou vir Dominee Gerrit bid. Is dit reg? Johan, sal jy vir my voorgaan in gebed asseblief? Hoe is die kinders so bang vir die dominees? Gemeente, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wanneer ons vanmôre ook vir Gerrit groet, dan is dit in die wete dat ons hom ook aan U toevertrou vir hierdie nuwe lewenspad wat vir hom voorlê. Here, wanneer hy ook vanmôre hierdie drempel oorsteek, is dit ons bede dat U dit saam met hom sal oorsteek. En wanneer hy ook in hierdie deel van sy reis, sy lewensreis ingaan, mag dit wees dat wanneer dit 'n woestyn word, dat hy weet dat U met hom is. Wanneer dit 'n paradys is met groen gras in stil waters, dat hy ook daarin sal beleef U is met hulle. Here, ek bid vanmôre vir hom en sy vrou en hulle kinders, mag U hulle toevou met U liefde. Mag U vir hulle dra met U goedheid en met U vrede. Maar Here, dan bid ek ook vanmôre vir hierdie gemeente, vir Alisna wat agterbly, vir die kerkraad wat moet voorloop, vir elke lidmaat deel van hierdie geloofsfamilie. Here, mag U genade ook vir hulle genoeg wees. Mag hulle ook ervaar hoe dat U vir hulle ook die toekoms inneem
mag dit 'n blink en 'n mooi toekoms wees. Gee vir hulle geloofsmoed, gee vir hulle onderskeidingsvermoë, dat hulle ook sal weet waarop dit werklik aankom. Seën vir hulle, Here, wanneer ons dit vanmôre bid in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Ek weet dat Gerrit ook graag iets vir die gemeente wil sê en daarna vra ek dat die gemeente staan sodat ons net die seën oor hom kan uitsing. So ek onthou van 'n jong ouderdom af het my graad 1 juffrou vir my gesê, jy gaan 'n dominee word. Daai tyd die kinders sal nou nie weet ons nog Bybel as 'n skoolvak gehad en ek het altyd die boekpryse gekry vir dit en sy gesê jy gaan 'n dominee word. En toe het een kant van die familie gesê, nee, hy ken die Bybel, hy gaan 'n dominee word en die ander kant van die familie, my ma se kant gesê, nee, hy's 'n stoute seentjie, hy gaan 'n dominee word. Want blykbaar word die stoute manne, hulle word die tokkelokke. Ja, en so verskillende lewensfases wat hy deurgegaan het en goed en dit en op hoërskool onthou ek het ek so bietjie nie sê weggedwaal van die Here en intendeel baie lief geword vir hom, maar dalk weggedwaal so 'n bietjie van die roeping af en na skool weermag toe en daar weer die roeping opnuut gekry, gaan studeer by Tikkies en ja, wonderlike ervarings gehad en ek onthou in Warmbad Wes gemeente het ek my gemeentejaar gedoen. En op daai stadium wil ek net 'n teoloog word. Ek wil net akademie doen. Ek wil 'n dokter word. Ek wil 'n dosent wees in dit en dis dit. En daai gemeente het my gehelp vorm onder die leiding van Dominee Teenskriek en Willie Potgieter dat ek besluit het maar ek wil tog in die bediening ingaan en nie in die akademie nie. En so saam met hulle en Dominee Marius Joubert wat my tuisgemeente dominee was, het hulle my mooi gevorm en gelei dat ek wel in die bediening is. En toe het ek ingeskryf vir 'n meestersgraad en daarin gewerk en goed en dit en ek het ou Warmbad, ek wou nie eintlik so toe gegaan het nie, maar twee goed het gebeur. Een, ek is gevorm in 'n dominee daarso en twee, ek het my vrou ja daar ontmoet. Dit is eintlik 'n baie mooi storie waarvoor ons nie vandag tyd het nie, maar in geval. Toe in Tarkastad, my eerste gemeente in die Oos-Kaap. Wonderlike ervaring, wonderlike mense gewees en ja, toe het ek nog nie kinders op 'n preekstoel gehad, maar 'n skaaphond. Maar 'n skaapboer is, so hulle het jou vergewe as jou skaaphond oor die hek of oor die muur gespring het by die pastorie. En dan sê hulle maar die hond moet by die pastorie bly, sê ek, hey, dis julle pastorie sit hoër mure op. So wil die hond moet op die preekstoel wees nie. En so het ook Kelly baie sonnaandoggende saam met my by die preekstoel gestaan, mooi stil gesit en die gemeente mooi gewash terwyl ek gepreek het. En ek onthou die eerste en die laaste keer in my lewe wat ek geld gekry het, met ons by mense in die gemeente gaan eet, 'n skaapboer, en ek het in my lewe nog nooit sulke vetterige skilpaadjies geëet soos daai aand nie. En as jy ooit in daai wêreld kom, die preekstoel is ook so wat jy so opstyg amper met die trappe en ek onthou elke tree wat ek gee, was dit seer. So ek het elke keer dat ek so, dan stop ek, dan gee ek 'n volgende tree en nadat het almal gesê, ja, toe het vandag so mooi gepreek en dit was omdat jy ons het gesien elke tree wat jy gegee het jy gebid. Ek het gebid, maar dit was eintlik pyn wat my gesig laat trek. Ek het nie die ernstigheid van gebed nie. Ag, en so kan nou aangaan en klomp staaltjies vertel. Ek onthou my eerste troue was nie 'n jong paartjie nie, dit was oom Herselman en Tannie Marie gewees en hulle is albei weer 'n weewenaar gewees en hulle wou toe weer trou en toe's ek en Rinne nog net verloof, nog nie getroud en dit nie, en dan moet ek met hulle huwelikskategees toe, want hulle dring daarop aan. En as ek soos, die oom is 78, die tannie is 75, en dan moet ek huwelikskategees toe, iemand nog nie getroud is nie. En ek vra of hulle, my eerste vraag was gewees, oom en tannie, nou sê vir my, hoekom? Want ek weet, hulle wil nou trou, want hulle wil dieselfde huis bly, en goedkoper huur betaal, al die goed, hoekom wil julle trou?
En die oom het so statig my gesê, Dominee, ons wil nie in sonde saamleef nie. En ek onthou, hy het met 'n kierie geloop, soos wat ek laas jaar geloop het, en nog voor ek myself kon kry, sê ek, oom, julle is so oud, ek dink nie julle kan meer sonde doen nie. Maar nietemin, hulle is nou getroud en 'n wonderlike ervaring en mag hulle albei siele vandag in vrede rus. Hulle is nie meer met ons nie. En ek onthou in Ermelo, toe ek soontoe beroep is in die pos gekry daarso, ek dink dis 'n gemeente waar ek gevorm was in die dominee wat ek ook vandag is. Ek dink dis waar ek my beste werk gedoen het, my meeste werk gedoen het, meeste gegroei het. Dis waar ek in die presidentale diensraad begin het en werk het. En ek was 2015, was ek die jongste predikant wat afgevaardig was by die algemene synode. Dr. Johansson weet van daai synode, maar in elk geval in 2016 en ek was hier 2019 en goed in dit. En ek is in einde 2018 na Nelspruit Suid toe beroep. Maar 2017, ten spyte van die goeie werk wat in Ermelo gebeur het, is waar ek eintlik begin siek word het en eintlik nooit weer herstel het nie. En so ek eintlik as 'n halwe predikant begin daar in Nelspruit Suid en nooit my beste kon gee nie. En soos ek vir julle vroeër gesê het van jaar ook, eintlik moes ek laas jaar, voor ek hierdie beroep aanvaar het, eintlik alreeds die tuig neergelê het en gesê het, my gesondheid laat dit nie nou toe om verder te kon aangaan nie. Maar nietemin, baie lekker gewerk in Nelspruit Suid, baie dinge geleer, en toe nou hierso in Witrifuur, 'n gemeente wat ek eintlik vir baie jare lank ken, as gevolg van Dominee Gerrie Dooyer en Jurgens die Jager, hulle, wat ek ook mee saam gedien het op die synodale diensraad, en ja, so ek het eintlik hierdie gemeente geken, nog voor ek hier begin het, en 'n liefde gehad vir julle, nog voor julle, wel, ek hoop 'n liefde vir my het, maar het ek eintlik al iets geweet van die besonderse gemeente wat julle is. So vandag merk die einde van 'n hoofstuk, maar nie die einde van 'n roeping nie. Ek weet baie van julle vra vir my, wat gaan ek doen? So ek gesê het, ons gaan net vertrou op die Here. Daar is 'n doktersgraad wat voltooi moet word. So miskien kan dit my vir 'n tydjie besig hou. Ek dink in die 15 plus 16 jaar wat ek dominee was, het ek baie dinge geleer, en ek dink dit wat ek mee begin het destyds met my doktersgraad, is net soveel meer bevestig die afgelope bedieningstyd, en ek besef net, dit is iets wat ek eintlik moet doen, so 'n manier ook die Here kan dien. So, ja, my basis, my hele volwasse lewe het ek gedien as 'n predikant in die kerk van Here Jesus Christus, verskillende plekke, verskillende seisoene, verskillende mense, maar een Here, een evangelie, een koninkryk. En ek dink hierdie afgelope jaar, saam met julle was soos Dr. Johan en Lis nog gesê, deel van 'n groter reis, van 'n grotere prentjie, van gehoorsaamheid, ook aan God se roepstem, ook op my lewe. Soos ek dink aan Handelinge 20, waar die apostel Paulus skryf dat hy sy wedloop nie doelloos gehardloop het nie, hy het ook nie 'n opdrag vasgehou as dit langer as 'n sekere seisoen was nie. Hy het klaargemaak wat hy moes klaarmaak, maar dat hy wel die wedloop voltooi het, die taak volbring het wat die Here Jesus aan hom ook gegee het. En dit was my ingesteldheid gewees, my hele bediening. En dit bly my ingesteldheid ook vandag. Ek het nie die bediening betree om 'n loopbaan te bou nie. Dit is nooit my plan gewees nie. Ek het dit betree om 'n roeping te gehoorsaam. En daardie roeping was nog altyd groter gewees as een gemeente, as een rol of as een seisoen. En oor die jare het ek geleer, die koninkryk van God, dit word gebou, stadig, getrou, dikwels stil, partykeer met 'n prys. Ek het die woord verkondig in tye van ontvanklikheid, in tye van weerstand. Ek het saam met mense gestap, deur baie vreugde, deur baie lyding. Ek het gemeentes gesien groei,
sukkel, verander, ryp word, herlewing ervaar. En deur dit alles was God altyd getrou. Hy was nooit afwesig nie, nooit verward nie en nooit te laat nie. En die afgelope jaar saam met julle was nie onbeduidend geweest nie. Dit was doelgerig geweest. Ons het saam gebid, ons het eerlik gepraat, ons het uitdagings benoem, eerder as om dit te vermy, en ons het vertrou dat gehoorsaamheid belangriker is as ons menslike gemaak. En om regtig te praat sonder ompad, hoofrede hoekom ek moet uittree is my gesondheid. Toe ek hierdie suit 2 jaar terug gekoop het, was dit 'n slim fit, nou is dit 'n loose fit. Ja, ek het die afgelope, vir al die vrouens wat wonder, die afgelope 2 weke 4 kilogram verloor. So as jy dieet wil hê of wil hoor hoe om dit te doen, kom praat met my. Ek gaan noodwendig daarvan hou nie, maar dit werk apparently. Maar ja, ek moet met my rol uittree as gevolg van gesondheid, nie omdat die werk onbelangrik is nie, maar omdat die rentmeester ook getrou moet wees met dit wat God aan hom toevertrou het. Die Bybel leer ons dat ons liggame nie struikelblokke vir die bediening is nie. Dis ook deel van ons roeping tot rentmeesterskap, en om te weet wanneer om 'n rol te los, is nie swakheid nie, dink inteendeel dis wysheid. So, kom ek sê dit dalk duidelik, ek tree nie weg van die diens van God af nie. Ek tree nie weg van die koninkryk af nie. Ek tree net in gehoorsaamheid wat anders lyk. Jesus sê in Johannes 15, bly in my. En om te bly beteken soms om aan te hou vorentoe beweeg en soms om stil te word en sodat die roeping nie self verlore gaan nie. So ek kies vandag getrouheid bo uitputting, gehoorsaamheid bo trots, volhoubaarheid bo ineenstorting. En 'n predikant se taak is om nie mense afhanklik van hom te maak nie, maar om hulle standvastig na Christus te wys en te wy. En as ek enigiets reg gedoen het in al hierdie jare, dan hoop ek dit is dat julle geloof nie rus in my leierskap of in enige leierskap nie, maar dat dit rus in die Here van die kerk. 'n Kerk staan of val nie by een predikant of 2 of 10 of hoeveel nie. Dit staan omdat Christus getrou is. En daarom verlaat ek julle dankbaar, maar ook helder van hart en vol vertroue. Nie angstig nie, nie onseker nie, en nie onbetrokke nie. Dieselfde God wat my al hierdie jare gelede geroep het, hy lei my ook steeds vandag. En julle as gemeente, en julle as 'n geloofsfamilie, dankie dat julle my en my gesin vir 'n seisoen ontvang het. Julle was nie onderbreking van my roeping nie, julle was juis deel daarvan. Met my juis help vorm. En doen nie alles na aan die leiers, die kerkraad, die wat volgende sal dien, lei met moed, sê wat gesê moet word, doen wat gedoen moet word, vertrou God, meer as die goedkeuring van mense. En aan die Hebreërkerk van Jesus Christus, my ja bly altyd op die tafel. Soos Paulus in 2 Timoteus skryf, hy sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. Een wedloop eindig hier, maar die roeping gaan voort. Ek sluit hierdie hoofstuk met dankbaarheid af, maar ek tree ook vorentoe in geloof na dit wat volgende kom. Mag God hierdie gemeenskap, hierdie oase van Jesus liefde, mag hy julle bly vorm vir sy doel, mag hy julle versterk vir wat voorlê, en mag julle al dieper groei, ook in sy koninkryk. Baie dankie. Mag julle almal getrou bly aan die roeping van God. Ek wil graag vir julle seën uitspreek, en dink ek aan in Ermelo,
terwyl ons met staaltjies besig is, dan staan ek bo op die preekstoel en dan spreek ek die seën uit en dan Roa, ons oudste, dan is hy so 3 jaar oud, dan staan sy op die preekstoel. Dan spreek sy ook daar agter, ek sien mos nou nie. Dan sy kom ons onder gebed in. En of sy grou in haar neus. Sy dit daarom afgeleer intussen. Maar ek dink dit is die mooi van hoe die kerk groei en verander, nê. Is dat dan as moet daar wou raas, ja, dan was ek in die moeilikheid geweest. Dan is daar ooms en tannies wat gesê, jy raas nie met daai kind, hy mag. So okay, geen net vir 'n keer 'n tissue vir hom neus. Maar ek sal graag 'n seën oor julle wil uitspreek, ook vandag. Wil jy nie jou hand in die lug nie? Okay. Ontvang hierdie seën. Mag die God wat lewe en asem aan alles gee, herstel wat afgesluit is, versterk wat swaar gedra het en vernuwe wat getrou uitgegee is. Mag Christus die herder van die kerk hierdie gemeente bewaak, die wat lei standvastig hou en nuwe moed, nuwe wysheid en nuwe gehoorsaamheid oproep vir die dae wat kom. Mag God die Heilige Gees onderskeiding sonder vrees gee, eenheid sonder eenvormigheid en getrouheid sonder uitputting. En soos ons elkeen na ons volgende gehoorsaamheid gaan, mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag hy julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Mag julle gaan in die krag wat God voorsien. Mag julle dien in die seisoen wat God aanwys en vertrou die werk wat God voortsit. Amen. Ons vra dat elkeen asseblief hier agter by die koffieoase net kom saam tyd spandeer, kom groet vir Dominee Gerrit en Rinda en die kinders en kom sê net wat jy op jou hart het, wat jy met hulle wil deel. Kom ons kuier lekker saam. Dankie.